Goeiemôre weer. Is dit lekker om hier te wees? Vir my is dit altyd lekker om hier te wees. Voordat ons begin wil ek julle net graag herinner aan Hallo Truth. Hallo Truth, ons is ons Afrikaans in hierdie huis. Amen. Voor die 30ste Junie, as jy inskakel, kry jy R100 afslag en gratis gedrukte studiemateriaal. So ek wil jou regtig uitnooi om deel te raak van hierdie, as jy 'n behoefte het om dieper in die woord in te klim. Ek dink dit is 'n fantastiese geleentheid en die materiaal wat verskaf word is regtig goed. Dis in die diepte in en dit gaan baie vrae beantwoord. En as jy enige navrae het, dis nie dieselfde webwerf as die kerk nie. So dis net hallotruth.co.za en as jy enige ander iets wil uitvind of nodig het, dan die Adrie gaan beskikbaar wees by die infotoonbank na afloop van die diens. Dis vir my lekker om vandag met julle die woord te kan deel en ek het my boodskap getitel, wat sien jy? Wat sien jy van die beloofde land wag? Hier is nie op die skerm nie, so as jy gebruik maak van YouVersion, ek gaan deur Numeri 13 lees, so jy kan dalk jou popcorn uithaal, jou safety belt vasmaak, en dan gaan ons gou inspring. Numeri 13. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran-woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Tot en met vers 16. Dit is die name van die manne vir wie Moses gestuur het om die land te verken. Moses het aan Hosea, seun van Nun, die naam Joshua gegee. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk hierdie land, hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk is of swak, min of baie. Of die land waarin hulle woon goed of sleg is. En of die mense die stede oop of versterk is. Of die grond vrugbaar of skraal is. Of dit bome het of nie. Doen dan julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Dit was juis die tyd van die eerste ryp druiwe. Hulle het toe die land gaan verken, van die Sin-woestyn af tot by Rehob, by Lebo Hamat. Hulle het deur die suidland getrek en by Hebron gekom, waar Achiman, Sesai, Talmai, afstammelinge van Enak gewoon het. Hebron is reeds 7 jaar voor die Egiptiese stad Soan gebou. Toe hulle by Eskol-spruit kom, het hulle daar 'n rank met 1 druiwetros afgesny. 2 van hulle het dit aan 'n stok gedra, saam met 'n paar granate en vye. As gevolg van die tros wat die Israeliete daar afgesny het, het hulle die plek Eskol-spruit genoem. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses, hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en dis baie groot. Ons het ook die Nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Jettiete, Jebusiete en die Amoriete in die bergwêreld en die Kainiete by die see en langs die Jordaan. Caleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe slegte gerig onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook reëse gesien. Die Enakiete stam van hulle af.
Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Die volk Israel het op die land van die grootste vervulling van God gestaan, die belofte van Kanaan, 'n land wat oorloop van melk en honing. Eksodus 3 vers 8 sê vir ons, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kainiete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jebutiete, Jebusiete. Weet nie hoeveel is daar nog nie. Maar daar was reëse. En hierdie was nie net 'n stuk grond nie. Hierdie was 'n belofte, 'n verbond wat God reeds aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het. Dit was 'n plek van rus, van oorwinning, van 'n erfenis. In Eksodus 6 vers 6 tot 8 het God reeds gesê, ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is, wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na die land toe, wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. Ek wil weer vers 8 lees. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. Hoe baie keer is ons moeg, hard gewerk, wat ons dan op 'n plek kom wat ons nie kan hoor nie, wat ons nie kan luister nie, al is daar 'n belofte wat reeds gespreek is. Sy doel was nie hier net bevryding nie, maar sy doel was hier vir 'n volk om gevestig te word. Nie net uit slawerny uit te lei nie, maar vir oorwinning en vir rus. Kanaan was die eindbestemming van God se genadeplan. Vol beloftes, maar selfs ook 'n toets van geloof. Op die grens van hierdie beloofde land. Kon die Israeliete kies, wil hulle sien wat God sien? Of gaan hulle sien wat hulle vrees is? Of gaan hulle sien deur hoe hulle self sien? 'n sprinkaan. Hulle kom uit Egipte uit, deur die Rooi See, manna uit die hemel, 'n wolkkolom, 'n vuurkolom, wat hulle gevolg het, so baie wonderwerke. Op die rand van die belofte, kies hulle om te vrees. Alles het tot hiertoe gelei, maar hulle het gekies om bang te wees. Hulle kies vrees bo vertroue, slawe denke bo hulle geloofsperspektief. Die Here het hulle reeds uit Egipte uitgehaal, beloofde land toe. Maar my vraag is, was Egipte uit hulle denke uit? Of was hulle fisies net uit die land uit? Dis waar baie van ons, ek myself, vandag ons self nog beleef, miskien uit omstandighede uit, maar dieselfde denkpatroon en dieselfde manier van dink. God het al met ons gepraat oor 'n droom, oor planne, daar's 'n woord oor jou lewe, maar ons staar nog vas aan hierdie reus wat voor ons staan, hierdie hindernis, hierdie onsekerheid, hierdie baie vraagtekens. Ons moet besef vanoggend dat God kon reeds die belofte oor my en jou gespreek het, maar dit gaan ons geloof vat om in te stap. Jou en my geloof om in te stap in 'n beloofde land. So ek vra jou nie vandag net, wat sien jy nie? Maar ek wil jou vra, wat glo jy oor wat jy sien? Wat glo jy oor wat jy sien? Gaan jy kies om deur die lens van ons omstandighede te kyk?
Of gaan ek en jy vanoggend 'n geloofsbesluit maak en sê, ek gaan kies om deur die lens van die woord van God te kyk. Want hoe ek en jy sien, gaan uiteindelik bepaal hoe ons gaan beweeg. Mag ek 'n amen kry? Hoe ek en jy gaan sien, gaan bepaal hoe ons gaan beweeg. Kom ons sluit gou ons oë. Dankie Papa Vader dat ons kan weet dat U ons nooit sal los nie en nooit sal verlaat nie. Dankie vir elke plan, dankie vir elke droom, vir elke denke wat U oor ons het. Dankie vir elke woord wat U reeds oor ons gespreek het. Mag U kom en dat ons harte kom aanwakker. Help ons om in geloof te stap. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek het 3 punte, nou dat julle weet van die agtergrond en waar Egipte heen op pad is, op die drempel, om in te stap in die beloofde land. Wil ek graag met jou 3 punte deel vanoggend. En die eerste punt is, ons almal sien dieselfde werklikheid, maar nie almal gee dieselfde betekenis daaraan nie. Ons almal sien dieselfde werklikheid, maar nie een van ons gee dalk dieselfde betekenis daaraan nie. Ek en Eckhart bly in dieselfde huis, ons sien dieselfde goed, maar sy persepsie en my persepsie verskil. En is dit goed? Dit is goed, solank die Here in die middel is. 12 spioene, 1 land, selfde reëse, selfde stede, 2 verskillende verslae. 10 sê, nee, ons is verseker nie in staat om hierdie te kan doen nie. Caleb sê, laat ons dadelik optrek en hierdie land in ons besit neem. Joshua sê saam, hy sê, as die Here 'n behae in ons het, sal hy dit vir ons gee. Numeri 14 vers 8. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. So wat is die verskil hier? Selfde land gesien, selfde reëse gesien, maar die betekenis het verskil. Uit Caleb en Joshua se oë uit, teenoor die 10, die betekenis van dit wat hulle gesien het verskil. So wanneer ons feite gekonfronteer word met die waarheid. Stem julle met my saam, die feit is, daar was reëse. Ons het reëse, ons het hindernisse, dis 'n feit. Daar was baie inwoners. Die land was versterk. So dit is feite. Maar die waarheid is, God het reeds gepraat. Ek gee dit vir julle. So waar kies ons dan tussen die feit en die waarheid? Waar kom ons geloof in? Waar kies ek en jy vandag om te sê, dit wat ek sien, gaan my betekenis daarvan verander? Numeri 13 vers 27 tot 28. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Dit was so groot, daai vrugte, daai trosse was so groot. Hulle moes dit aan 'n paal vasmaak en 2 mense moes dit dra. Verstaan julle hoe groot was daai vrugte? En die woord sê, dit was ryp. Die tyd was reg vir hulle om in hierdie beloofde land in te gaan. Vers 28 sê, maar, ken julle die woordjie, maar ek kan nie, maar ek het nie tyd nie, maar wat van dit, maar wat gaan sy sê? So vers 28, maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en is baie groot. Ons het ook die Nasata van Inak daar gesien. Die 10 spioene het gekyk na hulle menslike beperking. Daar's goeie vrugte, maar wag, ons kan dit nie kry nie, want
my menslike beperking keer my vir dit wat God vir my wil gee. Caleb en Joshua het gekyk deur 'n goddelike belofte. Dit wat ek en jy sien, is minder belangrik as wat ons daarvan glo. Dit wat jy sien, is minder belangrik as wat jy daarvan glo. As jy jouself gaan bly sien soos die slagoffer, gaan jy 'n denkpatroon hê van 'n slagoffer. Maar as jy saam met my vanoggend gaan kies en sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, dan gaan ons denkepatroon verander, en ons gaan op 'n plek kom wat ons kan sê, ons kan loop met geloof. Jesaja 55 vers 8 tot 9. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Ek en jy kan net beperk sien, maar God kom en hy sien voleindig. Ons struikelblokke is die begin van sy plan. Ons struikelblok is die begin van sy plan. Maar kan ek en jy kies om in geloof te stap? 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 7. Daarom is ons almal vol moed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Geestelike volwassenheid beteken dat my en jou persepsie nie saak maak wanneer ons weet wat God se perfekte prentjie vir my en jou is nie. Jy sit dalk hier voor my vandag en jy sê, Mansel, ek het 'n finansiële tekort. Ek sukkel. Ek wil jou bemoedig vanoggend en vir jou sê, vat daai as 'n geloofsgroei. Kom by die Here se voete. Hy is die een wat alles in sy hand hou. Dalk slegte verhoudings. Die Here wil dit kom herstel vanoggend. Hy wil hê daar moet 'n getuienis wees deur wat hy in en deur jou kan doen. Jy sien dalk 'n onmoontlike droom, maar God sien 'n kanaal van sy heerlikheid. Hierdie land was goed, daar was wel reëse, maar een van twee goed kon gebeur. Of geloof gebou het, of paniek gebring het. Kan of geloof bou, of paniek bring. Die vrees van die 10 het die geloof van daai hele volk vernietig. As jy om jou kyk vanoggend en ek identifiseer 10 leiers. Hoe baie mense dink jy gaan geïmpakteer word? As ek julle gaan indeel en daar bly 2 stamme se mense oor. Die vrees van net 10. It's amazing om te dink, dit wat binne in my en jou sit, en wat die impak is, wat ons kan maak. Want vrees is aansteeklik. Dit besmet, dit verlam, dit vernietig. Maar ek en jy het gelukkig die keuse om anders te kies. Want as vrees vernietigend is, as vrees kan verlam, en dit kan aansteeklik word, kan my en jou geloof verseker aansteeklik wees. As ek bly sit op 'n stoel, staan nooit op nie. Die mense wat in my groep is, gaan bly sit. Maar wanneer ek kies om op te staan en te sê, ek sien anders. Ek sien dalk dieselfde wat almal sien, maar ek sien die betekenis. Ek sien
Hallo kerk, nie net 'n kerk wat hier verander nie, maar 'n kerk wat elke dorp en elke stad tot buite raak. Dis wat ek sien, dis wat ek glo. Want ek weet dat dit wat die Here binne in jou geplaas het en in my geplaas het, is meer as genoeg. Is meer as genoeg. Maar hoe baie keer vra, ek sê so baie keer, ag Here, asseblief gee net vir my 'n glimps van die toekoms. Net 'n klein bietjie. Ek wil net weet of is ek in die regte rigting. En terwyl ek hierdie voorberei, besef ek dink nie, dis goed nie. En dan sal my antwoord dalk nee wees. Maar wanneer die Here my vat, stap vir stap, los hy nooit my hand nie. Maar ek kan beloofde land toe gaan. Ek dink by myself, daar's so baie kere wat ek myself in omstandighede vind en vir Here sê, hoe het ek hier gekom? As ek geweet het, sou ek gesê het nee. Dit net ek wat so voel. Maar ons moet besef dat dis in hom en deur hom wat ons krag het, ons sterkte het en hy ons gaan kry by die beloofde land. Wanneer jy kyk na jou eie Kanaan, jou eie droom, woord oor jou lewe, wat sien jy? Sien jy 'n reus? Of sien jy 'n geleentheid? Sien jy 'n muur? Of sien jy 'n deur wat net oopgemaak kan word? Ek het 'n rukkie terug gepraat oor 'n las of 'n geleentheid, maar wanneer ons kies om neer te sit, het ons die vermoë om 'n deur oop te maak. En dan wil ek jou vra is, sien jy 'n sprinkaan? Of sien jy 'n seun en 'n dogter in die hand van die Here? Ons kan dalk voel soos 'n sprinkaan, maar dis nie wie jy is nie. Jy is 'n seun en 'n dogter van die almagtige koning, wat so baie met jou, in jou, deur jou wil doen. Die 10 spioene het gesien hoe groot hierdie reuse was. Maar Caleb en Joshua het gekies om te sien hoe groot hulle God is. Geloof sê nie, daar's nie reuse nie, daar is reuse. Maar geloof sê, ek weet in wie se hand ek is. Bring my by my tweede punt. Die grootste stryd in jou gedagte, is jou gedagtes, is nie jou reus nie. So ons sien dalk dieselfde ding, sit verskillende betekenis daaraan, maar ons denke is die probleem. Nie eintlik die reus nie. As ons denke vernuwe, anders dink, as ons weet wat God reeds gedoen het tot nou toe, hy was nog net goed vir ons. En wanneer ons op 'n plek kom waar dit moeilik gaan, is ons so vinnig om alles wat tot hier toe gebeur het, te vergeet. Maar hoekom is ek hier, Here? Die van my vergeet. Wat maak ek hier? Partykeer kom die Here net en sê Ansel, kan jy my vertrou? Eckhart, kan jy my vertrou? Kan jy jou denke verander en anders sien? Hulle het slawerny gelos, maar hulle het die mentaliteit daarvan behou. Hulle het gekies in Numeri 14, sê hulle vir mekaar, kom ons kies net 'n ander leier. Ons kies 'n ander leier en ons gaan net terug Egipte toe. Wie van julle voel partykeer, jy is hier, kan ek net teruggaan? Dit was eintlik net beter. Al was dit eintlik baie sleg, maar dit is eintlik net beter. Weet jy hoekom is dit beter? Want jy is al gewoond aan die reuse in daai land. Elke nuwe fase, elke nuwe seisoen, elke nuwe trappie, na dit waartoe die Here my en jou vat, gaan ons 'n nuwe reus kry. Maar in elke trappie kom die Here,
hy maak ons sterker, hy vat ons dieper, hy bou karakter. As ons gaan kies, die reus gaan my nie definieer nie, en my denke gaan ek vernuwe. Hulle grootste vyand, hierdie reus, het veroorsaak dat hulle vergeet het wie God is. Vergeet het wat hy reeds vir hulle gedoen het. Ek gaan my rug op julle moed draai vanoggend. Op hierdie spieël is 'n springkaan. Solank as wat ek in hierdie spieël gaan vaskyk en 'n springkaan sien, gaan ek bly glo ek's 'n springkaan. Ons moet ons denke verander deur te sê, ek weier om enigsins langer in 'n springkaan vas te kyk. Ek kies om myself in die spieël te sien as meer as goed genoeg. Nie die opinies van mense nie. Nie dit wat ek sien nie. Maar ek kies vandag om anders te kyk. Ek kies vandag om 'n besluit te maak, al lyk ek dalk soos 'n springkaan vir die wêreld. Ek is nie 'n springkaan aan die binnekant nie. Want ek weet in wie se hand ek is, en ek weet die krag wat binne my lê. Spreuke 4 vers 23, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit bepaal jou hele lewe. Bepaal jou rigting, jou optrede, ons nalatenskap. Hulle het gedink, hulle is klein. Hulle het gedink, God wil eintlik hulle net doodmaak. Die reuse gaan hulle verslind. Maar hulle het vir 'n oomblik vergeet dat God reeds gesê het, hierdie is jou nalatenskap. Hierdie is vir jou kinders se kinders. Hulle het vergeet dat God reeds gesê het, ek gee dit aan julle. So wie jy dink jy is, gaan beïnvloed wat jy glo jy kan doen. God noem hulle my volk. Hulle glo hulle is springkane. God noem hulle oorwinnaars, maar hulle noem hulle self 'n slagoffer. Jy het dalk al losgebreek van waar jy was. Maar ek wil jou vandag aanmoedig, kan ek en jy kies om ons denke te verander. Kan ek en jy vandag 'n besluit maak en sê ek gaan anders dink, ek gaan anders praat. Die woord sê dat die dood in die lewe lê in die mag van die tong. Kan ek en jy kies om anders te dink, om anders te praat, dat ons harte sal oorloop van goedheid en guns. Al kan ons nie die groter prentjie nou sien nie. Maar hy het klaar gesê, dis joune. Hy het reeds vir jou gesê, dis joune. So ophou vaskyk in tekortkominge, maar kan ons vaskyk in wie God sê, ek en jy is. Meer as 'n oorwinnaar. Jy's 'n erfgenaam. Jy's 'n kind met 'n belofte, wat 'n plan het oor jou lewe. Jy moet jouself begin sien soos God jou sien. Anders gaan jy wegdraai van 'n land wat reeds joune is. Moenie nou teruggaan nie. Moenie omdraai nie. Dit wat agter is agter. Dit wat voor jou is opwindend. Die lewe is so kort. In 'n oomblik is dit weg. En ek dink so baie by myself en sê, as jy môre moet huis toe gaan, wat gaan Here vir jou wys? Dis die planne wat ek vir jou gehad het, Ansel. Maar dis die reuse wat jy moes oorkom. En ek het besluit in my lewe, ek gaan nie bang wees nie. Ek gaan nie onwys wees nie, maar ek gaan nie bang wees nie. Ek en Eckhart het baie jare terug met ons gepraat om 'n besigheid te begin. En op daai oomblik toe ons dit begin het,
was dit nie maklik nie. Dit was nie maklik nie. Klein babietjie, wat op pad is. Maar vandag kyk ek terug en ek sê, Here, daai was nie maklik nie, maar ek weet eintlik nie hoe het ons hier gekom nie. Deur die Here se genade, ek weet verseker dat Jesus lewe. Want hy het ons gedra deur tye wat ek gedink het hy het ons verlaat. Dis in die moeilike tye wat ons sukkel om te hoor, dis in die moeilike tye wat ons sukkel om te sien. Maar dis in hierdie tye wat ek en jy gaan kies om ons denkpatroon te verander en te besluit dat dit wat ek sien, ek gaan God se prentjie glo. Ek gaan 'n besluit maak vandag om anders te dink. Ek wil afsluit met die laaste punt. Ware geloof kies gehoorsaamheid al is jy in die minderheid. Ware geloof kies gehoorsaamheid al is dit in die minderheid. Caleb en Joshua het dieselfde land gesien as die ander 10, maar hulle het anders gekies. Hulle het gehoorsaamheid gekies, selfs in teenstand. Hulle het 'n ander gesindheid gehad. Numeri 14 vers 24 sê, maar omdat my dienaar Caleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het en sy nageslag sal dit besit. Caleb het nie gewag vir die meerderheid se goedkeuring nie. Hy het geweet, God se woord is meer as genoeg. Hulle wou vir Caleb en Joshua stenig. Hy het net besluit, ek gaan nie terugstaan nie. Ek gaan staan vir gehoorsaamheid. Is dit nie ons moeilikste deel, as net jy opstaan en almal sit, dan dink jy. Ons staan wanneer almal staan. Ons steek ons hand op as almal hulle hande opsteek. Kan ek jou uitnooi om te sê, wees anders. Wees anders in hierdie seisoen. Doen nie onmoontlike. Steek jou hand op en wees gehoorsaam. Daar's 'n beloofde land wat vir jou wag, kerk. Daar's 'n plek vir rus, vir oorwinning. 'n plek vir vestiging in jou en in my lewe. Ek is opgewonde vir dit wat voor lê in my hart. Die Here is besig. Al voel hy soms ver. Al voel hy soms stil. Maar hy werk. Die Bybel sê dat hy bid terwyl ek en jy slaap. Hy bid terwyl ons slaap. Wonderwerk gebeur nog steeds vandag. Kan jy dit saam met my glo? Die meerderheid het 'n verslag gehad. Maar Caleb het gekies om 'n getuienis te hê. Die meerderheid het gesien hoe groot die reus is. Maar Caleb en Joshua het gekies om te sien hoe groot hulle God is. Die meerderheid het die verskil tussen 'n sprinkaan en 'n reus gemeet. Caleb en Joshua het gekies om te meet met 'n God wat onmeetbaar is, onvergelykbaar is, meer as goed genoeg is. Ware geloof is nie passief nie. Dit is om gehoorsaam te wees, selfs wanneer dit ongewild is. Selfs wanneer ons op skool is en nie cool is nie. Dis die beste plek om gehoorsaam te wees. Ons leer altyd die kinders, nie doen wat maatjies doen nie. Doen wie jy is. Glo wie jy is. Jy is meer as genoeg. Jou heel beste is die heel beste. Niemand anders se beste nie, jou heel beste is die heel beste. En ek wil dit volgende vir jou sê, kerk, jou heel beste is die beste. Jesaja 14 vers 8, maar my medeverkenners wat saam met my gegaan het die volk se hart laat verstyf van angs. Ek het die Here my God getrou gevolg en Moses het my daardie dag met 'n eed beloof,
Die gebied wat jy deurgestap het, sal jou en jou nageslag se permanente besitting wees, omdat jy volhard het in jou trou aan die Here my God. Galasiërs 1 vers 10. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds in die gun van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Kan ek en jy kies om met 'n ander gesindheid te lewe? Kan daar van my en jou gesê word, hulle het 'n ander gesindheid gehad. Hulle het my volkome gevolg. Ek en jy kan nie sien nie, maar ons staan dalk op die rand van 'n beloofde land. 'n Roeping wat jy so lank al binne in jou gevoel het, net bang was. 'n Besluit waar jy bid, wat net nie voel of jy deurkom nie. 'n Belofte waarin jy vashou, maar jy twyfel of dit ooit gaan gebeur. Hallo kerk, en ons sien reëse. Ons sien groot reëse. Reëse van opinies, reëse van beperkings. Maar kan ons vandag ons vraag verander? En nie net sê, wat sien jy nie, maar wat glo jy van wat jy sien? Spring aan God se hande. Dis wat jy is. Meer as goed genoeg. Meer as 'n oorwinnaar. Wanneer ek en jy besluit vanoggend om deur die lense van God se woord te kyk, begin ons anders sien. Ons sien nie meer 'n sprinkaan nie. Tyd van hierdie is vir altyd verby. Jy het 'n beloofde land wat wag. Moenie teen reëse vaskyk en dink, jy is nie goed genoeg nie. Romeine sê vir ons, jy is meer as 'n oorwinnaar. Hebreërs 10 vers 39 sê, leer ons om nie terug te draai nie. Moenie teruggaan na die ou toe nie. Ek wil jou so graag aanmoedig vanoggend, moenie terugdraai nie. Gaan vorentoe. Ek en jy begin verstaan, dit gaan nie net oor my en jou nie. Spreuke 13 vers 22 sê, dis vir ons nageslag, vir ons kinders se kinders. God het vir Caleb en Joshua in die beloofde land ingevat, en dit was vir generasies wat gekom het. Ek en jy gaan nie vandag toelaat dat vrees ons vasmaak nie, maar ek en jy gaan toelaat dat geloof ons laat beweeg. Ek en jy gaan kies vandag om daai woestyndenke te laat gaan. Ek en jy gaan vandag kies om die Egipte te los en as 'n oorwinnaar in die beloofde land in te tree. En ek en jy gaan vandag kies om nie net te sien nie, maar om anders te glo oor wat ons sien. Geloof gaan my en jou vat na plekke wat vrees jou altyd van sal beroof. Ek wil dit weer lees. Geloof sal jou vat na plekke wat vrees jou altyd van sal beroof. Ek wil hierdie geleentheid gebruik maak en ons elke oog kan toemaak. As jy voor my sit vanoggend en jy sê dalk, ek het nog nooit Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker nie. Dis die beste besluit wat jy in jou hele lewe kan maak. Dis die eerste stap van gehoorsaamheid. En as jy wil, gaan jou vra om op te staan nie, gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. As jy net vir my jou hand kan opsteek en laat sak. Dankie Jesus. Kom ons bid saam. Net kan agter my aan sê. Dankie Jesus, dat ek vandag my hele lewe aan U toewy. Dankie dat U
my skoon was so sneeu. Dankie dat U enigste seun vir my gestuur het, sodat ek kan lewe. Ek maak vandag die deur van my hart oop, en ek nooi U in, om vir ewig by my te bly. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ons vir hulle 'n lekker handeklap gee? Dis amazing en Jesus skakel hier agter my. Ek wil jou graag uitnooi. Ek kies Jesus. Dis nie om jou te irriteer nie, ek beloof. Dis nie om jou op 'n WhatsApp groepie te sit nie, maar ons wil seker maak dat jy die volgende stap kan ingaan. Voordat ons in die laaste lied ingaan, wil ek net gou vinnig 'n offergawe opneem. En ek wil dit aansluit by hierdie boodskap. Dus wat sien jy? In tye van nood, in tye van min, in tye van meer as genoeg, sien ek en jy die een wat alles vashou, dieselfde. Kan ek en jy kies om met 'n vol mandjie of 'n leë mandjie anders te sien? Want die Here is vir jou en vir my meer as genoeg. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Maar ek wil jou vandag uitdaag, en ek wil jou vra, is sien wat God kan doen met jou saad. Sien verder as wat jy het, en sien die God wat alles het. Kom ons bid gou saam. Dankie Papa Vader dat ons net kan weet dat ons dien 'n God wat meer as genoeg is. Ons dien 'n God wat reeds alles besit. En daar waar ons baie keer voel ons val om, mag ons tog net in U hand bly. Heilige Gees, kom help ons om te sien soos U sien. Kom help ons om anders te glo. Kom help ons om 'n lig en sout te wees vir 'n wêreld wat dit so nodig het. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.